Goeiemôre graad 10's, baie welkom weer by jou volgende les. Ek hoop dat jy die vorige les insiggewend gevind het en dat jy dit daarom geniet het. Goed, ek gaan nou begin met afstande en lengte. So ek gaan nou eerstens die verskil tussen afstand en lengte, daar is 'n verskil tussen dit. So afstand verwys na wanneer ons met langer afmetings werk. Byvoorbeeld die afstand tussen twee dorpe. Hierdie afstand word gewoonlik met die voertuig se afstandsmeter gemeet, wat ook dan 'n odometer genoem word en word in kilometer uitgedruk. Afstand hoef nie in 'n reguit lyn gemeet te word nie. Lengte wel is wanneer ons met korter afmetings werk, soos die grootte van 'n kamer. Die lengte kan met 'n liniaal, 'n maatband of 'n rolwielietjie gemeet word. Dit hang af van waarmee jy meet oor wat die eenheid gaan wees, sentimeter of meter, en dan die lengte word gewoonlik in 'n reguit lyn gemeet. So daai is dan die verskil tussen afstand en lengte. So skattings met lengte met praktiese metodes. Hier's 'n paar maniere waarop ons 1 meter kan skat. So die eerste een is om 'n lang tree of 'n sprong wat gelyk is dan aan 'n meter. En dan ook, ek dink julle het al baie gehoor van as jy jou hande reguit langs jou sye maak, van die een vingerpunt af tot en met jou skouer is 'n meter. So as jy ooit wonder hoe lank is 'n meter, vat net jou arm, meet hom van jou vingerpunte tot by jou skouer en dan het jy die skatting van 1 meter. Hier is vir jou 'n voorbeeld wat te doen het met afstand en lengte. Daar staan, wanneer ons in die werklike lewe met meting werk, is dit dikwels nodig om lengtes op te tel, af te trek en selfs dit te vermenigvuldig en te deel. So die eerste voorbeeld sê 2 klerekaste moet langs mekaar in Snegugu se kamer geplaas word. Die een kas is 59,6 cm wyd en die ander een 428 mm wyd. So, die eerste vraag is, wat is die gekombineerde wyte as hulle langs mekaar geplaas word? Maar voordat ek dit kan bereken, moet ek hulle na dieselfde eenheid toe vat. So, ek het nou die 428 mm het ek omgeskakel na 42,8 cm en die ander ene is klaar in centimeter, dan plus ek hulle bymekaar en ek kry my gekombineerde wyte. Hulle sê nou by nommer 2, hoeveel spasie sal oorbly as die beskikbare spasie 1,32 meter is? En 1,32 meter is gelykstaande aan 132 cm. So nou sê ek 132 cm minus my 102 wat my gekombineerde wyte is en wat oorbly is dan 29,6 cm. So dis baie belangrik heel eers dat jy seker maak dat dit in dieselfde eenhede is. Jy kan nie 2 verskillende eenhede van mekaar af plus of minus nie. En dan ook moet jy by die tweede vraag het hulle dit in meter gegee, so ek moet hom eers na centimeter toe vat en om dit te doen maal ek met 100. Volgende ding wat ons doen is massa, meting, aflees en benadering van massa. So massa eenhede, die eenhede wat gewoonlik gebruik word om massa van voorwerpe uit te druk is kilogram en gram. En baie klein massas, soos 'n bestanddeel in 'n pil, word egter in milligram uitgedruk. Maar ons werk baie min met milligram. Ons werk meerendeels met kilogram en met gram. So 'n baie groot massa is soos 'n vragmotor of 'n skip wat dan in metrieke ton uitgemeet word. En ons weet dat 1 ton is gelykstaande aan 1000 kilogram. So jy kan jouself die vraag vra, ons as mens weeg onsself in kilogram, want dit is die algemeenste. Dan kan ons bestanddele, byvoorbeeld vir 'n koek of wat ook al, in gram meet. 'n Pil dan nou, of die bestanddeel wat in 'n pil kom, is in milligram. En dan iets wat baie groter is, soos 'n vragmotor of 'n skip, word dan in metrieke ton gemeet, wat dan ons
moet weet dat 1 ton gelyk is aan 1000 kilogram. Hier het ek vir jou 3 verskillende soorte skale. Die eerste een is 'n badkamerskaal. Julle almal ken hom, dis om jouself mee te weeg. Die tweede een is 'n kombuisskaal en dit is om bestanddele vir bak of kook te weeg. En dan die derde een is winkelskale, is om jou vrugte en jou groente te weeg. Ek dink as jy daaraan dink, as jy gou Pick n Pay of Spar toe gaan en jy koop los tomaties, jy vat net 2 los tomaties, dan moet jy hom eers gaan weeg, om te kyk wat dit jou gaan kos om daai 2 tomaties te vat. Hieronder het ek ook dan nou vir jou die verskillende skale. So die eerste een is die badkamerskaal, dan 'n winkelskaal en jou kombuisskaal. Die kombuisskaal kry ons bietjie meer modernes nou, die winkelskaal is ook meer moderne. Hy is nou elektronies en nie meer so nie, maar jy weet dan nou ook, hierdie is baie ou handboeke, so hulle gebruik nog die ou goedjies. Dan het ek nou die skatting van massa. So die eerste ene sê, ervare huisvroue meet selde hul bestanddele af wanneer hulle bak, maar skat eenvoudig die hoeveelhede. In ander gevalle kan 'n skaal dalk nie beskikbaar wees nie. So, ek dink as jy dalk aan jou ouma dink, sommiges van ons se ma's ook, hulle is al so goed met bak, dat hulle nie meer eers 'n skaal nodig het, om te weet hoeveel bestanddele is 250 gram nie, of hoeveel meel is 250 gram nie. Hulle ken dit al so uit hulle koppe uit, dat hulle nie meer 'n skaal nodig het nie. Die tweede een sê, 'n mens moet egter weet wanneer dit aanvaarbaar is om massa te skat, en wanneer om akkuraat te beweeg. Sorry vir daai akkuraat. Akkuraatheid is nodig wanneer 'n apteker medikasie aanmaak deur die presiese hoeveelheid stowwe te meng. So onakkuraatheid kan die doeltreffendheid van die medikasie verminder. So hulle kan nie skat om die bestanddele te meng vir pille en daai tipe van goed nie. Hulle moet die presiese hoeveelheid reg hê, anders te werk daai medikasie nie. Die tweede ene is dan jou vrugte of groente in die winkel, want daai prys van die items word gebaseer op die massa wat gekoop is. So hoe swaarder hy is, hoe duurder gaan dit wees. So jy moet die presiese massa weet, om dan die prys te kan kry. So berekening met massa is daar vir jou 'n voorbeeld. Dit sê, afgesien daarvan om massa te meet en te skat, moet ons ook sekere berekeninge met massa doen. Terwyl sy inkopies doen, let Nkosi op dat 'n 410 gram blikkie van 1 tomatie en eie smoor kos R8.15 en 'n 400 gram blikkie van 'n ander tipe kos R7.90. Nou vra hulle watter handelsmerk bied die beste waarde. So die eerste ene moet ons eers gaan uitwerk, 410 gram vir R8.15. So 205 gram kos dus dan die helfte van dit, wat dan R4.08 is. En 100 gram kos dan R2.04. Met die tweede tipe blikkie is dit 400 gram kos R7.90. So 200 gram, jy deel hom deur 2 nou elke keer. Die 200 gram kos dan R3.95 en as ek nou weer met 2 deel om by 100 gram uit te kom, kos hy R198. So, dis is jou tweede tipe tomatie en eie smoor blikkie goedkoper, 'n beter waarde as jou eerste een. Die tweede een sê, toe sy tuis kom, vra sy een van haar bure om haar berekening na te gaan. Haar buurvrou het die volgende berekening gedoen. Tipe 1 is die 410, so sy het gesê 1 gram gaan jou 1,987 sent uitwerk. En die 400 gram, so vir 1 gram, gaan jou 1,975 sent uitwerk. So dis is die tipe 2 minder per gram, en dit lyk of jou tipe 2 dan 'n beter waarde vir jou geld gaan wees. So jy moet dit altyd terugvat
na of 100 of 1 kilogram of 1 gram, om dan dit uit te werk wat dit vir 1 kilogram of 1 gram gaan uitwerk, en dan kan jy dit dan eers met mekaar vergelyk. Jy kan nie net so na dit kyk en sê, daai ene lyk beter, of wat ook al nie, jy moet altyd 'n berekening vir my kan wys. Volume van vloeistowwe en vaste stowwe. Jy moet asseblief hierdie in jou boek oorteken, dis baie belangrik, maar al hierdie slides asseblief, net die geskryf, dis nie nodig vir die voorbeelde nie, maar hierdie volume is baie belangrik. Ons gaan bietjie later meer in volume ingaan, so ek gaan nie nou baie daarop hamer nie, maar jy moet weet dat vloeistowwe word in millimeter gemeet, in liter, in kiloliter. Kiloliter is dan nou byvoorbeeld vir groter oppervlaktes, soos 'n swembad en daai tipe van goed. Hierdie vloeistowwe soos koeldrank, kookolie en petrol word in liter of milliliter verkoop. Vaste stowwe word weer gebruik ons weer die eenhede kubieke sentimeter of kubieke meter. Dit is belangrik om te verstaan dat 'n kubus met afmetings van 1 cm x 1 cm x 1 cm gee vir my 1 kubieke sentimeter. So, om elke keer 'n volume, gaan jy 3 goedjies met mekaar maal, 1 meter x 1 meter x 1 meter, en dit gee dan vir my tot die mag 3. So, jou vaste stowwe word in massa eenhede, soos gram en kilogram verkoop, eerder as volume soos sentimeter. Goed, teken asseblief, hy is ook in jou handboek, jy kan gaan kyk, maar hier is hy ook op die slide, so as jy dalk net wil pause en om vinnig 'n foto neem, of hom wil afskryf dan in jou boek. Berekeninge met volume. Nomkosi het 'n bottel vrugtesapkonsentraat gekoop wat sy met water moet meng. Die gebruiksaanwysings dui aan dat 1 liter konsentraat met 10 liter water gemeng word. So 1 bottel van die vrugtesap, en dan moet sy 10 van daai bottel waters moet sy dan bygooi. So Nomkosi wil net 'n mengsel van 5 liter maak. So hoeveel konsentraat moet sy gebruik? So 10 liter water word vir 1 liter konsentraat gebruik. So 5 liter water, dan deel ek hom nou deur 2, gaan dan 'n halwe liter of 500 milliliter gemeng word, om dan net 5 liter van dit te kan maak. Nommer 2 sê dan, voor sy die mengsel aanmaak, ontdek Nomkosi dat sy niks het om 1 liter mee af te meet nie. Sy onthou dat 1 koppie, as jy reg kan onthou, is omtrent 250 milliliter. Hoe kan sy 'n koppie gebruik om die mengsel met 5 liter water te maak? So sy gaan 2 van die koppies, van 2 x 250 is 500 milliliter vir die konsentraat, en dan 20 koppies water, wat dan vir my 5 liter gaan gee. So jy moet altyd oorweeg om verskillende maniere te kan gebruik, nie net met liter te werk nie, maar dat jy ook nou, soos byvoorbeeld met 'n koppie van 250 milliliter kan werk, om dan by jou antwoord uit te kom. Goed, dan temperatuur. Wat is temperatuur? Ons almal weet, temperatuur is 'n meting wat vir ons aandui hoe warm of koud iets is. In die meeste lande, insluitend Suid-Afrika, word temperatuur in grade Celsius gemeet, terwyl in sommige lande, insluitend die VSA, word temperatuur in Fahrenheit gemeet. So 2 voorbeelde van situasies waarin dit belangrik is om temperatuur te meet. Jou eerste is as jy kos maak, so die oonde het knoppies wat 'n mens gebruik om die oond se temperatuur te stel. Meeste oonde kan wissel tussen 70 grade en 260 grade, so jy kan enigiets tussen dit, kan jy dan jou oond opstel. Die tweede een waar dit belangrik is om temperatuur te meet, is jou menslike gesondheid. 'n Gesonde persoon behoort 'n liggaamstemperatuur van tussen 37 en 37,4 grade Celsius te hê. 'n Mens se temperatuur word met 'n termometer gemeet. Ek dink julle het nou agtergekom in hierdie tyd van die coronavirus, is almal verskriklik erg op
dat hulle 'n termometer in hulle huis moet hê. Meeste besighede moet elkeen 'n termometer hê. Jy mag nie ingaan as jy nie jou temperatuur gevat het nie. So dit is iets wat nou baie in ons land gebruik word en mense moet ook dan weet hoe om hom te kan gebruik. Baie belangrik is, daar's 'n formule om van grade Celsius na grade Fahrenheit toe te kan gaan en jy moet daai formule ken. Ons sal hom ook vir jou in jou eerste toets gee om dan jou bewerking te kan doen, maar in die eksamens word dit nie vir jou gegee nie en jy moet dit dan kan uitwerk. So om van grade Celsius na Fahrenheit toe te gaan, sê ons 1,8 maal jou aantal grade plus 32, dan kry jy jou grade Fahrenheit. Ja, huiswerk dan vir vandag is om asseblief al hierdie slides in jou boek neer te skryf. Dit is belangrik om al hierdie inligting te hê voordat jy enige oefeninge oor dit kan doen. So jou volgende les gaan net oefeninge wees oor elke hoofopskrif wat ek nou met jou bespreek het, sodat jy asseblief hierdie eerste in jou boek kan doen voordat jy die oefeninge het, dat jy kan terugblaai as jy iewers sukkel. En dan sal ek elke oefening vir jou verduidelik en jy moet dit dan net in jou skrif beantwoord. Graad 10, ek groet jou, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, mag jy 'n wonderlike week verder hê en lekker werk.